Baie welkom vandag weer by jou lewendige dagstukkie. Dag 262, deel 2 van Groter as ons planne. Johannes 21 vers 17. Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het, "Het jy my lief?" En hy antwoord hom, "Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het." Wenners is nie mense wat nooit foute maak nie. Wel mense wat elke keer opstaan, leer en nooit ophou om weer te probeer nie. God skryf nooit mense af nie. Ek was weer terug op die boot, terug waar ek begin het, terug by die visnette, dit wat ek van kleins af geleer het om te doen, goed te doen. Na alles wat gebeur het, die kruisdood, die Messias droom, my verloning van Jesus, was visvang skielik weer 'n veilige plek, bekend, maar leeg. Die nag was lank. Ons het niks gevang nie. Ons het eintlik nie verwag om iets te vang nie. Ons almal was net moeg vir dink, vir probeer verstaan. Toe kom die son op, sag, stil. Ek wou aanhou wegkruip in die nag se donker, want dit het gevoel of die sonstrale tot in die donkerte van my stikkende hart inskyn. En toe sien ek hom, 'n man op die strand. "Gooi die net aan die regterkant," het hy geroep. Iets het bekend geklink en in my het iets begin roer. Daar was 'n geskarrel op die boot en die net was ewe skielik vol vis. Toe roep Johannes uit, "Dis die Here, dis Jesus." Ek het nie gewag nie. Ek het my boekleed gevat en in die water gespring. Ek moes by hom uitkom. Ek het hom gemis. Ek het hom nodig gehad. Ek het nie geweet wat hy sou sê nie, maar ek moes net naby hom wees. Met 'n brandasem het ek op my knieë voor hom neergeval en net begin huil. Een kant op die strand het 'n vuur gebrand, visbrood en herinneringe. Die laaste keer toe ek by so 'n vuur gesit het ek hom verloon. Nou sit ek weer daar, maar hierdie keer is hy hier. Hy lewe. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ek het gesluk. Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Nog 'n keer. Het jy my lief? En nog 'n keer. 3 keer. Een vir elke keer wat ek hom verloon het. En elke keer het my antwoord 'n bietjie meer rou, bietjie meer eerlik en stikkend uitgekom. Die trane het my praat gesmoor en al wat ek kon uitkry was: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Hy het geweet van my voortvarendheid, van my mislukking, my skaamte, my spyt, maar ook van my verlang, my soeke om net by en saam met hom te wees. En hy het my nie afgeskryf nie. Hy het nog steeds geglo in my. En daar in die een kant wees saam met hom, het hy my weer geroep, opdrag gegee, nie as visser nie, maar as herder. Laat my skape wei, het hy gesê. Ek het hom verloon, my rug op hom gedraai, verdwyn in die donker veiligheid van die nag. Ek het hom in die steek gelaat, maar hy het my geken. Hy het verder gesien en dieper gekyk. Weer het hy my gekies en dit was genoeg. Soos wat die son die donkerte van die nag verdryf het,
het sy onvoorwaarde liefde ook die donker en seer in my hart verdryf. Ek het geleer, hy is nie net die God van genade nie, hy is ook die God van tweede kanse. Geen oorwinning is nog ooit behaal, sonder dat daar nie foute gemaak is nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy val ons so maklik terug op die ou bekende visnette? Wat kan ons begin doen om deur ons seer en teleurstelling te veg? Hoe gaan jy vandag begin om jou lesse te leer, op te staan en weer te probeer? Here, dankie dat U my nie los waar ek geval het nie. Dankie dat U my altyd kom haal, my vergewe en my die krag gee om weer te probeer. U weet alles. U weet dat ek ook U liefhet. Amen. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig op WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Vir meer inspirasie is jy ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shalom.